Vader God, wat 'n voorreg om U lof te kan besing. Om onder die woord by mekaar te kan kom as die mense en te kan weet dat U dit so bestem het. Elkeen van ons wat vanoggend hier is, of ons U ken of nie, het U hier uitgebring vanoggend. Elke detail van elke lewe wat U sit, is in U hand. Vader, ons prys U glorieryke en ewige naam vir die feit dat ons as U mense by mekaar kan kom. Here, ons moet erken dat ons van nature tekort skiet. Ons het 'n afvalligheid en 'n gebrokenheid wat U in die genade kom regmaak het deur die Seun. Here Jesus, ons prys U naam vir U bloed wat nou ons geregtigheid is. En as gevolg daarvan is God nou met ons. Vader, dankie dat U 'n plan bewerkstellig het wat ons op die beste van tye eers sou kon uitdink en nevermind doen. U is oneindig in die goedheid. Ons sien uit, Here Jesus, dat U terugkom. Alles nuut maak, elke traan afvee en 'n ewigheid van glorie as U mede-erfgename. Here, ek bid vir ons harte en ons koppe soos ons nou ons self voorberei om te luister na U woord. Vader, maak ons stil, dit wat agter ons lê, dit wat dalk vandag voor lê en in die week wat kom, maak ons ontvanklik vir U woord, wat die waarheid is, laat dit die ding sal wees wat ons verander. Ons almal is behoeftig, Vader, vir verandering, en help ons asseblief om deur U en U alleen geskep en gemaak te word opnuut. Here Jesus, dankie vir U gedane werk. Vergewe ons dat ons steeds van tyd tot tyd probeer om by ons Vader uit te kom en nie te rus in U gedane werk nie. Herinner ons gereeld en dikwels en die hele tyd aan U werk wat klaar is. En dat ons kan rus daarin. En dat ons sal beide rustig maak, maar ook 'n nederigheid sal gee vir mense wat U nie ken nie, Vader. Wat U nie ken nie, Jesus, en dat ons met 'n nederigheid, maar ook met 'n vrymoedigheid U goeie nuus sal kan dra in hierdie stad van ons en daar waar ons sal wees, 'n lig sal wees. Ons bid dit in die goeie en heilige naam. Amen. Morning. Our reading this morning comes from Exodus chapter 25, and I'll be reading from the NIV. Exodus 25, reading from verse 1. The Lord said to Moses, "Tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. These are the offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn and fine linen, goat hair, ram skins dyed red, and other type of durable leather, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil and for the fragrant incense, and onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Have them make an ark of acacia wood, 2.5 cubits long, 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold molding around it. Cast 4 gold rings for it, and fasten them to its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then make poles of acacia wood, and overlay them with gold. Insert the poles into the rings on the sides of the ark to carry it. The poles are to remain in the rings of this ark, they are not to be removed. Then put in the ark the tablets of the covenant law, which I will give you. Make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide, and make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make 1 cherub on one end and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the 2 ends. The cherubim are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking toward the cover.
Place the cover on top of the ark and put in the ark the tablets of the covenant law that I will give you. There, above the cover between the 2 cherubim that are over the ark of the covenant law, I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Make a table of acacia wood, 2 cubits long, a cubit wide, and a cubit and a half high. Overlay it with pure gold and make a gold molding around it. Also make around it a rim a handbreadth wide and put a gold molding on the rim. Make 4 gold rings for the table and fasten them to the 4 corners where the 4 legs are. The rings are to be close to the rim to hold the poles used in carrying the table. Make the poles of acacia wood, overlay them with gold, and carry the table with them, and make its plates and dishes of pure gold, as well as its pitchers and bowls for the pouring out of offerings. Put the bread of the presence on this table to be before me at all times. Make a lampstand of pure gold. Hammer out its base and shaft, and make its flower-like cups, buds, and blossoms of one piece with them. 6 branches are to extend from the sides of the lampstand, 3 on one side and 3 on the other. 3 cups, shaped like almond flowers with buds and blossoms, are to be on one branch, 3 on the next branch, and the same for all 6 branches extending from the lampstand. And on the lampstand there are to be 4 cups, shaped like almond flowers with buds and blossoms. 1 bud shall be under the first pair of branches extending from the lampstand, a 2nd bud under the 2nd pair, and a 3rd bud under the 3rd pair, 6 branches in all. The buds and branches shall all be of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold. Then make it 7 lamps and set them up on it so that they light the space in front of it. Its wick trimmers and trays are to be of pure gold. A talent of pure gold is to be used for the lampstand and all these accessories. See that you make them according to the pattern shown you on the mountain. This is God's word. Goeiemôre Ligpunt. Hallo, dit is altyd lekker om God se woord te kan preek, veral so lekker teks, soos vanoggend. Ek sê dit grappig, maar dit is so goed vir ons. Dit is so goed vir ons om stil te staan, nie by al die lekker boodskappe nie, maar by die detail van elke teks. Want ons so baie wat God se woord ons wil leer. Maar ek spring myself voor. Baie welkom as jy nuut is hier by ons. My naam is Johan van Aswegen, ek is 'n ouderling hier by Ligpunt. Ek gaan vir ons vanoggend afskop met 'n nuwe reeks wat eintlik 'n ou reeks is. By Ligpunt preek ons deur boeke van die Bybel en dit vat lank. Ons is nou al 'n heel rukkie in Exodus en ons kom nou weer terug na Exodus toe. En ons wil Exodus klaarmaak. God met ons is die reeks van hoofstuk 25 af tot by hoofstuk 40. God met ons. God wat in die midde van sy mense kom woon in 'n tent. Alles moet kan gedra word want hulle gaan nou deur die wildernis gaan met God in hulle midde tot hulle by die beloofde land uitkom. So ons is in die Ou Testament en ons wil in hierdie reeks net stil staan by wie is ons weer? Wie is God, hierdie heilige God wat in sy midde van sy mense kom woon? En hoe lyk die twee saam, ons met die heilige God? Hoe lyk lewe met God? God met ons, dis die reeks. Kom ek bid vir ons. Ons het heel wat om te doen vanoggend en alles gaan opbouend en goed wees vir ons. So kom ek bid vir ons en vra dat die Here ons sal seën. Almagtige God, hemelse Vader, heilige Vader. Net U kan ons harte en oë kry om te waardeer wie U is vanoggend. Geen preek, geen woord sonder U Gees gaan ons help. As die Gees nie is nie, gaan ons nie verstaan nie. En so kom en praat met ons harte op 'n diep manier vanoggend. Ons kort hierdie boodskap, Here. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Weereens, as jy kom kuier vir ons vanoggend, wil ek jou herinner, of ten minste vertel van ons coverkonsert. Ek is nog nie oor dit nie. Dit was just amazing. As jy nie is, ons het vir die eerste keer 'n tipe van 'n coverkonsert gehad waar ons band 'n hele Saterdagmiddag tot laat in die aand net die coolste liedjies vir ons gespeel het. En dit was so lekker en ek het besef hulle is talentvol, ja, ek het dit nog altyd geweet, maar toe besef ek ons het soos legitimate undercover rockstars
in ons midde, wie se handtekening ek soek ergens. Ek wil hier begin, dis waar my kop is, want ek wil hê ons moet vanoggend verbeel. Verbeel jy het kaartjies gekry om 'n wêreldbekende kunstenaar live te gaan sien. Wie ook al. Taylor Swift, wie ook al. Ed Sheeran, ek gaan met Ed Sheeran werk. Ek ons werk met Ed Sheeran, om het makliker te maak. Verbeel jou 'n reuse stadium, 50,000 plus mense. Leef jouself in die oomblik. Dink aan die ligte, die musiek in jou bors, die rook en die vuurwerke en wat ook al nog met so 'n live show kom. Hoor die musiek, die skare wat skree. Jy sien die kunstenaar daar, jy sien vir Ed Sheeran, jy's in sy teenwoordigheid. Daar staan hy op die stage. Dis wat 'n live show so aantreklik maak. Die ou is daar staan hy, ek sien hom. Van waar jy staan, sien jy vir Ed Sheeran, jy sien hom in lewende lywe, jy sien sy talent, jy hoor sy liedjies en soos baie live shows, die kunstenaar deel 'n paar interessante stories oor homself. Iets wat jy nie kry op die CD nie, of gee ek my ouderdom weg. Iets wat jy nie kry op Apple Music nie. Hy vertel jou 1 of 2 dinge van homself, hy praat oor sy tyd in Suid-Afrika. Julle is daar, julle sien dit. Obviously sal ons almal saamstem, al was ek by die live show, ek ken nie regtig vir Ed Sheeran nie. Jy's net 'n fan van 'n veilige afstand af. Nou, verbeel jou, daai selfde kunstenaar, Ed Sheeran, daag die volgende dag by jou voordeur op met 'n tas. Hy's daar by 'n voordeur, hy klop, hy sê, ek wil intrek asseblief. Waar kan ek slaap? Waar bære jy die koffie, want ek soek koffie elke oggend. En kan ons ontbyt saam eet? En dan gebeur dit. Die volgende oggend staan hy op en hy sit op jou kombuistafel, hy sit om jou kombuistafel. Hy eet saam met jou ontbyt in sy Winnie the Pooh pyjamas. Okay, nou is jy nie meer 'n fan van 'n veilige afstand nie. Nou is jy ten minste 'n vriend, afhangend van hoe lank hy bly, dalk familie. Okay, hier is waar my prentjie vreeslik swak raak. So groot 'n skuif soos wat dit is, om vir Ed Sheeran van die verhoog af te kry tot in jou huis in, maal dit met 100,000 miljoen. Maal dit met oneindigend. Dit is die massiewe skuif wat ons sien in Exodus 25. Dit is waarna ons kyk vandag en in die reeks wat kom. God met ons. Tot nou toe was Israel se ervaring van God ryk, maar beperk. Op die berg van Sinai was daar rook en blitse en aardbewings, 'n stem soos donderweer wat hulle laat bewe het. Hulle wou nie naby hom kom nie. Hulle kon nie naby hom kom nie. Hulle kon God beleef van ver af. 'n almagtige, heilige God, die skepper van die heelal. Maar dit is nie wie God is alleenlik nie. Hy is meer as dit. Hy is soveel meer as dit. En ek weet dis nie die beste illustrasie nie. Maar in Exodus 25 klim God, so to speak, van die verhoog af en hy kom naby. Hy sê vir Moses in vers 8, 'n sleutelvers, nie net vir die teks nie, maar vir die hele reeks. Vers 8 is vir die hele reeks 'n sleutelteks. In vers 8 sê God vir Moses, "Have them make a sanctuary for me, that I may dwell among them." God wil intrek by sy mense. So as ons vanoggend weer kyk na Exodus 25, spring ons in en dis moeilik om in te spring as ons nie onsself net vinnig herinner van wat was nie. Hoe het ons nou weer hier uitgekom? Vinnig. Ons kan recap deur na 3 groot bewegings te kyk in die boek van Exodus. Onthou julle, ons het na hierdie gekyk. Jy kan al hierdie opvang op Opligpunt se podcast, maar Exodus 1 tot 18 het ons gekyk na die groot verlossing.
Israel was slawe wat moes bou en werk vir 'n wrede aardse meester Farao. Hulle was nie eers 'n mense nie, hulle het nie eers 'n naam gehad nie, hulle was net slawe. Maar God breek hulle uit daai kettinge uit met 10 plaae, hy breek die see oop en hy verlos sy mense dramaties, hy vernietig hulle aardse meester. En hy red hulle. Eksodus 19 tot 24, die tweede groot beweging, God sluit 'n verbond met Israel. Hier word God en Israel aan mekaar verbind deur saam te stem oor hierdie wette, hierdie verbond. Hierdie is ons verhouding. Hierdie is wat ons gaan nakom om mekaar te eer en om in verhouding met mekaar te lewe. Hier is die taal van bruid en bruidegom behulpsaam. Ons praat heeltyd van 'n huwelik, 'n tipe huwelik tussen God en sy mense. Hy gee vir hulle duidelikheid oor wat dit beteken om in verbond met hom te lewe, soos 'n huwelik. Soos 'n huwelik. By Sinai gee God vir hulle die wet, die rules of the covenant. As ons wil saamlewe, as ons met mekaar wil getroud wees, hier sou dit lyk. Dan kom ons by Eksodus 25. Dis vir ons is vanoggend. Dit is die lewe saam. Die tabernakel en die bou daarvan, wat 'n groot gedeelte is van hierdie volgende hoofstukke, is God wat in die vorm van 'n tent waarin hy gaan woon, soos wat hulle deur die beloofde land of na die beloofde land toe gaan. Hulle lewe nou saam. Hulle is soos 'n pasgetroude paartjie. Hulle het nou net getrou. Nou trek hulle saam in die huis in. Die heilige, almagtige God van winde, wolke en aardbewings bly onder sy mense. Die woord shakan, letterlik om 'n tent op te slaan, to dwell, om te woon. Dit is die woord tabernakel. Dit is so kragtige woord, want dit is, as iemand van buitekant kom na Israel toe en hulle sê, Israel, what's up? Dan sê hulle, jy sal dit nie glo nie, God bly in daai tent. Dis soos hoe crazy hierdie taal is. Daar's sy tent in die middel. Die hele Israel kamp om hierdie tabernakel wat hulle nou bou. Almal is om God. En hy's in die middel en daar bly hy. Daar is sy tent. Dit is regtig 'n groot oomblik. Vir die eerste keer sedert Adam en Eva wat saam met God gewandel het in die tuin, vir die eerste keer nou bly God weer onder sy mense. En hierdie is die vraag vir vanoggend. Hierdie is die vraag waarna ons wil kyk. Wanneer 'n heilige God in die midde van 'n sondige menselewe, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Hoe lyk lewe met hierdie God? Hoe lyk 'n lewe in God se teenwoordigheid? Ons gaan ons teks opbreek in 3 gedeeltes. Hierdie is die begin van die bou van die tabernakel en ons gaan kyk spesifiek na die meubels wat hulle gaan bou wat binne in die tabernakel kom. En so daar's 3 groot gedeeltes van ons teks. Eerstens die offergawe, bring alles wat ons nodig het om die tabernakel te bou. Tweedens, die ark en sy deksel, die ark en sy deksel. En derdens, die tafel en die kandelaar. Kom ons begin. Eerstens, vers 1 tot 9, die offergawe. Kyk na vers 1 tot 9 op julle blaadjies. Julle sal sien, hier begin die tabernakelbouprojek. En dit begin met 'n lys van materiale. As julle vinnig julle oë gooi na alles wat nodig is en alles wat gegee moet word, julle sal sien goud, silwer, brons, diergekleurde garing en fyn linne, edelstene, olyfolie. Om eerlik te wees, al wat jy daar hoef te sien is olyfolie, en dan weet jy, alles is duur. Alles op hierdie lys is duur. Dit is die heel beste, kosbaarste dinge wat gevra word vir die bou van die tabernakel. Die tent waarin God gaan woon. Die sleutelvers tot die eerste gedeelte is vers 2. God sê vir Moses, sê vir die Israeliete, hulle moet vir my 'n offergawe bring. Julle moet dit aanvaar van elkeen wie se hart hom beweeg om dit te gee. Every heart that prompts to give. Sien julle Moses? God sê vir Moses, moet hulle nie forceer nie. Gee die lys en aanvaar 'n offer
van enige iemand wat wil gee. Ek sou gedink het, dit moet 'n moed wees. 'n Moed is van pas hier. Hierdie ou het nou net die see vir ons oopgebreek. Hierdie ou kom in vuur en vlam voor. Ek dink hierdie moet 'n moed wees. Kom ons moed gee. Maar nee, dit is 'n wil. Dit is 'n ek mag. Hulle wil gee. En dit maak baie sin as ons net onthou waarvandaan hierdie mense kom. Vir geslagte lank was die Israeliete slawe in Egipte. En in Egipte was daar ook groot bouprojekte, maar daar was geen vrywilligheid nie. Jy moes bou, jy was gedwing om te bou. Jy was nie 'n mens nie, jy was 'n masjien. Maar in hierdie nuwe verhouding met God is dit anders. God het hulle verlos van daai lewe, hy het hulle gered, en in hulle redding, al daai goud en al daai diersame goed wat hulle besit, het in elk geval van die Egiptenare afgekom, toe hulle uitbeweeg het. Die Egiptenare het al hulle goud vir hulle gegee, al die dinge vir hulle gegee. Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. God het alle reg om te sê, jy moet. Jy moet. Maar nee, hy sê, ek het julle gered, en ek wil 'n voorreg aan julle voorlê. Ek wil vir julle 'n geleentheid gee. Ons sien hierso 'n hart wat God waardeer. Ons sien hierso 'n hart wat wil, 'n hart wat God se goedheid en genade sien, sy redding onthou, en homself so hoog af, dat selfs die kosbaarste dinge op die tafel is. Bring alles, bring die dierste dinge. Ligpunt, net soos elkeen van ons hier sit vandag, was die Israeliete nie van self lief vir God nie. Die Israeliete was nie van self lief vir God nie. Net vroeër in die storie by die Rooi See, toe sê hulle, nee, vat ons terug. Ons is klaar met jou. Na die 10 pla, vat ons terug. Hulle was nie van self lief vir God nie, net soos ons. Net soos die Israeliete is alles wat ons het van hom af genade en voorregte. En dis omdat God hulle eerste lief gehad het, omdat hy hulle kom red het, omdat God na hulle toe gekom het, so kweek God in ons harte 'n liefde vir hom. Soos hy ons liefhet, kweek hy 'n diep waardering in ons harte vir hom. 1 Johannes 4 vers 19. We love because he first loved us. Ek dink God wil die Israeliete oortuig, hy is nie soos Farao nie. Want dis waarna hulle gewoond is. Dis wat hulle dink. En ek dink daar's nogals baie daarin vir ons. Ek sê dit, want ek kyk na my eie hart en ek sien, ek moet eerlik wees, ek dink dikwels God is soos Farao. Ons sien God soos Farao. Ons dink in terme van moeds en moenies en onredelike verwagtings. Hy's kwaad, hy's ongeduldig, ons moet net werk, ons moet net doen. In plaas van 'n genaderyke Vader, wat juis geduldig is, liefdevol is, genadig, oneindig genadig is. Ons sien moed in plaas van genade en voorregte. Ons sien nie die geleentheid wat God ons gee nie. Ligpunt, die goud hier en die juwele hier en eintlik al die extravagance hier, is nie omdat God dit nodig het nie. Eintlik is niks van hierdie omdat God dit nodig het. Die tabernakel is nie daar vir God nie, dis daar vir ons. God hoef nie te gekom het nie. Asseblief hoor dit. Hy skuld ons niks. Hy hoef nie te kom nie. Hy is selfstandig, hy is perfek, hy is vol, hy kort niks, hy kan gelukkig in die hemel daar bly en ons sal vergaan. God skuld ons niks, maar hy kies om naby aan ons te kom. En hy gee vir ons die voorreg om hom te dien. En die goud hier is maar net 'n aardse, eintlik net soos my illustrasie, dit kom nie naby aan om God se waarde te meet nie. God is meer waardevol as alles, as al hierdie. Maar dit kommunikeer tog iets in aardse terme van sy waarde. Dit kommunikeer iets van die voorreg wat ons het om te gee en te dien. As jy daaraan dink, God by ons is die grootste voorreg van die mens in die geskiedenis van die mensdom.
God trek by jou kampplek in. Al die goud, al die geld, al die diamante in die wêreld is nie genoeg om hierdie waarde te verteenwoordig nie. Dis die punt. Dis die punt. As God net vir jou 'n verrewegge figuur bly, ergens in die heelal ver, en hy's net kwaad en gaan net oor reëls en wette en moets en moenies, dan gaan jou hart nooit wil nie. Jou hart gaan nooit verander nie. Sien hier in ons eerste punt die voorregte en die waardering raak van God se mense, 'n hart wat wil. Sien die hartsverandering raak en onthou vir ons, dat God in Jesus ons uit ook ons eie Egipte van sonde en gebrokenheid en hopeloosheid gered het, en alles wat ons nou doen, kan ons, mag ons. Dis nie 'n moet nie, dis 'n wil. Hierdie dinge waarna toe God ons roep is voorregte. Is voorregte. Dis die offergawe. 'n Hart wat wil, ons eerste punt. Ons tweede punt. Die ark en sy deksel. Die eerste en belangrikste meubelstuk in die tabernakel. Ons beweeg af na vers 10 toe. Hulle moet 'n ark bou, die verbondsark. Ark is 'n ou woord, dis eintlik net 'n kus van akasiëhout oortrek met goud. Dit was in die middel van die tabernakel, dit was die hart van die tabernakel, dit was die heiligste voorwerp in die tabernakel. Dit is die plek waar God gaan ontmoet met sy mense. Hy gaan daar bo op die tabernakel verskyn aan Moses en verder die verhouding met Israel daar uitvoer. Wat ons hier moet sien is 'n lang stuk. Wat ons hier moet sien is dat die ark eintlik bestaan uit twee dele. Dis nie een ark nie. Dit is 'n kus met die verbond daar binne en dan is daar 'n deksel, 'n cover. Dis die woord wat die meeste herhaal word in hierdie stuk. Cover, dek, kom oor, maak toe, cover. Kom ons begin met die kus, die eerste gedeelte van die ark, die kus. Binne in die kus, vers 16, you are to put the ark, the tablets of the covenant, wat God vir hulle gaan gee. Dit gaan die 10 gebooie wees. Daar is 2 kopieë van die 10 gebooie. Een vir God en een vir Israel. Soos 'n antieke kontrak. Geberre in die ark as 'n simbool van 'n verbond gesluit tussen die 2 partye. En hier is waar ek wil terugkom na die huwelikstaal toe. Die troudag is 'n goeie prentjie van wat 'n verbond is. Op jou troudag maak jy nie emosionele beloftes nie, al is daar baie emosie betrokke. Jy maak werklike, diep, langstaande, wettiese beloftes. Jy maak 'n formele verbond, 'n ooreenkoms van trou en liefde en toewyding. Ek sal jou nooit verlaat nie, tot die dood ons neem. Dis 'n troudag. As een van die partye op een of ander manier die ander persoon verlaat of in die steek laat of daai verbond, dan word daai verbond gebreek. Daar was 'n ooreenstemming, jy teen daai ooreenstemming gegaan, hierdie verbond is nou gebreek. En dit is wat die 2 ringe wat ons dra verteenwoordig, soos die 2 kopieë van die 10 gebooie. 2 ringe, sigbare tekens van beloftes wat ons gemaak het. Elkeen kry 'n herinnering van die beloftes wat ons gemaak het. 'n Sigbare teken wat die verhouding definieer. Die ark en die 2 kopieë van die wette is dit vir Israel. En so byvoorbeeld, die eerste gebod is mos, you shall have no other gods before me. As Israel in hierdie nuwe huwelik met God dan gaan en 'n ander God aanbid, 'n valse God, en hulle verlaat hierdie heilige God wat hulle gered het, dan tree hulle 'n duidelike lyn oor en hulle breek die verbond wat God gesluit het met hulle. Dit is die binne die ark kus eerste gedeelte daar. Die tweede gedeelte van vers 17 af is dan die deksel. Letterlik, die NIV is baie goed hier, 'n atonement cover, 'n versoeningsdeksel of genadetroon. 'n Genadetroon, want dit is waarop God met Israel gaan ontmoet. Hierdie was nie net sommer 'n deksel om die kus toe te hou nie,
Dit was 'n massiewe goue kunswerk van oor die 30 kilogram goud, wat bo oor die verbond gekom het om die verbond toe te maak. Met 2 kragtige goue engele wat hulle verke oor die ark versprei. Ek het 'n prentjie probeer soek, hierdie is maar net ons beste raaiskoot van hoe dit sou gelyk het. Julle kan kyk hoe dit gelyk het. Ons moet dit nie mis nie. Versoening, genade, atonement cover, die ding wat bo oor die verbond lê, bo oor die gebooie lê. Wat gebeur bo op hierdie genadetroon? Al hoe God met sy mense kon ontmoet, gegeewe ons sonde, al hoe God bo op daai troon kon verskyn en ontmoet met sy mense, is want daar word die bloed van 'n offer gegooi. Die bloed van 'n offer kom bo op die genadetroon. Sonde moet betaal word vir God om te ontmoet met sy mense. Want ons oortree die wet. Ons breek die verbond. Tim Chester vat die 2 dele van die ark regtig goed saam. Tim Chester in sy boek, hy het 'n boek oor Exodus, hy skryf die volgende. Hy sê, inside the ark is the law. On top of the ark is the mercy seat where the blood is sprinkled. If you have the law without the blood, you are crushed. If you have the blood without the law, you are lawless. But in the gospel, the law is fulfilled and mercy is extended. Ligpunt, ek gaan nou praat oor Jesus. Jesus is die vervulling van die ark in elke opsig. Maar as ons te vinnig so toe gaan, mis ons die rykdom van die Ou Testament wat eintlik wil hê ons moet stadiger gaan. Ons het soveel voorregte in die evangelie dat ons mis die duursaamheid en die kosbaarheid van wat dit beteken om in verhouding met God te wees. En die Ou Testament wil hê ons moet stadiger gaan. As ons net vir 'n oomblik hier kan stil staan. sien julle hoe Tim Chester die 2 dele van die ark saambring en dit God se doel was. Hy bring al 2 dele van die ark saam en hulle bly saam. En hierdie 2 dele van die ark kan nie geskei word nie. Bedoelende, genade mag nie geskei word van die wet nie, van heiligheid nie. En heiligheid kan nie geskei word van versoening, genade en vergifnis nie. Die 2 moet saam bly. Sien versoening, maar oortreding saam. Sien genade en die wet saam. Die gebooie sê, jy is skuldig. Jy is skuldig. Genade sê, dis betaal. God kon net 'n genadetroon daar gesit het in die tabernakel. Hier is genade, dis net genade, alles is vergewe. Maar hy doen nie dit nie. Die gebooie van die verbond bly in die tabernakel, die wette van die verbond wat ons breek, bly daar. Die verbond wat ons oor en oor en oor breek, bly heilig en waar en getuig teen ons, dat ons nie waardig is van God se teenwoordigheid nie. God kon net genade daar gesit het. Of hy kon net die wet daar gesit het. As God net die wet daar gesit het, sou hy nie eens kon kom nie. Daar is nie God met ons as net die wet daar is nie. Want ons kan nie in 'n heilige God se teenwoordigheid staan gegeewe wie ons is nie. Die feit dat ons ander gode najaag, nie ons medemens liefhet soos onsself nie, al hierdie dinge, die wet roep uit, sondaar. Sondaar, jy is nie waardig om te staan in die teenwoordigheid van God nie, jy moet sterwe. Maar ons sonde, dis die woord wat herhaal word, ons sonde word letterlik toegegooi, gecover, met 'n deksel, 'n versoeningsdeksel. En soos die bloed daarop gesprinkel word, skree die deksel uit, daar is 'n plaasvervanger. Jy moet sterwe, daar is 'n plaasvervanger. Ons sonde word letterlik toegegooi. Soos alles in die tabernakel is hierdie simbole, prentjies en skaduwees van Jesus. Jesus kom en hy vervul beide. Hy vervul die wet en hy is die finale versoeningsdeksel wat ons sonde teen volle bedek.
Toe God intrek by sy mense, toe kies hy om beide sy heilige wet en sy diersame genade saam te hou as die middelpunt van die tabernakel. Die ding wat hulle saam mee gaan trek, wat hulle gaan optel en trek oor en oor en oor as 'n herinnering. 'n Perfekte herinnering van twee dinge wat ons nie moet skei nie. As ons genade en die wet losmaak van mekaar, gaan ons altyd in een van twee slaggate val. Aan die een kant is daar in die Engels legalism, waar die wet sonder genade staan. Dis wat Tim Chester sê, it crushes you. Dit lyk soos 'n geloof wat sê, ek moet gehoorsaam wees, of God gaan my nie aanvaar nie. Dit word 'n prestasie-gedrewe geloof, vol skuld en vrees en trots, en in die gevaarlikste toepassing daarvan, dink jy jy's eintlik goed genoeg, want jy doen een of twee dinge reg. Jy dink jy's goed genoeg vir hierdie heilige God. Dit is die wet sonder genade. Niemand word so gered nie. Niemand kan volmaak voor die heilige God staan nie. Maar aan die ander kant, as ons net genade hou en ons gooi die wet by die venster uit, dan kom ons by die ander slaggat, cheap grace. Dis waar ons net sê, God vergewe ons. God vergewe ons altyd, so dit maak nie regtig saak hoe ek lewe nie, ek kan doen wat ek wil en ek doen wat ek wil. Sonde word afgewater, daar is nie 'n erns oor God se heiligheid nie. Daar is nie 'n diep, opregte hartseer oor ons sonde nie. Daar is nie 'n hart wat sonde bely nie. Kom bely jou sonde. Sê, ek is jammer vir dit en dit en dit. Kom bely dit. Vat dit ernstig op. Dit is sonde teen 'n heilige God. Cheap grace verskoon sonde. Dit maak nie regtig saak nie. Ag man, hulle is net oudtyds. Ag man, nee man. Ons verskoon sonde. En die hartseer ding van om sonde te verskoon is, ons minag die kruisdood van Jesus, asof dit niks is nie. Asof sy bloed nie duur is nie. Die een kant verpletter jou onder die gewig van die wet, die ander kant maak genade goedkoop en kragteloos. Genade is net genade, want ek besef hoe ernstig sonde is. Ek besef ook, hierdie is nie lekker nie. Maar ek dink dit is belangrik dat ons onthou, ek dink die woord leer ons dat ons moet sonde ernstig opvat. Ons moet altyd besef hoe erg dit is. Hoe duur dit was toe Jesus sy bloed vir ons oortredings moet uittap. Ligpunt die evangelie is dat hierdie twee goed altyd saam bly en dit bly tot vandag toe saam. God se wet wys ons altyd hoe ernstig sonde is, maar sy genade wys ons altyd hoe volledig hy daarvoor voorsien het. En dis waar ons moet wees. Dis waar ons moet wees. As jy wil groei, as jy wil sonde opoffer, as jy God se teenwoordigheid wil beleef, as jy regtig sukkel om te bid en God voel ver, hierdie is waar jy moet wees. Hierdie is waar jy wil wees om 'n lewe saam met God te geniet. 'n Lewe wat beide waarhede vashou. Altyd ernstig oor sonde, maar diep bewus en dankbaar vir genade. Oortuig en nederig oor al my tekortkominge, maar verseker en vreugdevol oor die ryk voorsiening van Jesus, wat my hart voortdurend verander en meer lief maak vir God. Soekend na 'n heilige lewe, maar vry in totaal en alle vergifnis. Dis waar ons moet wees. Dis waar ons moet wees. Laaste punt. Ek moet net self asemhaal. Dis baie. Die tafel en die kandelaar. Van vers 23 af tot 40. Vir hierdie laaste punt wil ek 'n klomp verse saamvat. Eintlik onder die idee van florering. Flourishing. Dis wat die tafel en die kandelaar kommunikeer. 'n Mens wees wat by God floreer. Van vers 23 af beskryf God weer twee voorwerpe wat binne in die tabernakel gaan kom. 'n Tafel met brood en 'n goue kandelaar. Die tafel is letterlik genaamd the bread
of presence, of die brood van sy aangesig. Dit is 'n varsgebakte brood wat altyd voor God was op sy tafel en dit kommunikeer eintlik 'n uitnodiging. Dit kommunikeer 'n uitnodiging vir almal. Wat sê, come have a seat at the table. Come have a seat at the table. Ja, daar is sonde en daar is duur versoening daarvoor, daar is voorsien daarvoor en daar is vergewe daarvoor, maar hoekom is dit so? Sodat ons kan kom sit by die tafel. Sodat ons weer 'n verhouding met God kan geniet. Sodat ons weer saam met Adam en Eva in die tuin kan wandel met God. Maar dan tweedens die kandelaar, die menorah van vers 31 tot 40. Die kandelaar is 'n goue boom en die sleutel hier is hy's vol bloeisels. Die boom hier probeer 'n tuin beskryf, 'n boom, 'n lewegewende, vrugdrawende boom wat lig gee. As ons alles hier saamvat, is die punt van al die beelde en al die beskrywings hier dat God ons weer, soos wat hy terugkom, hy wil ons terugvat na die tuin toe. Hy wil ons terugvat na Eden toe. Eden was 'n plek waar God saam met sy mense gewoon het in perfekte verhouding. Dit was 'n plek van kos, brood, oorvloed, nie tekort nie. 'n plek van lig, nie duisternis of chaos nie. 'n plek waar daar ook 'n boom van die lewe was, lewegewende boom. En ek dink al hierdie idees word saamgevat onder die idee van florering. As ons onsself net herinner, Israel sit hier op hierdie oomblik in die middel van die woestyn. Hierdie was 'n droë plek, 'n angstige plek, 'n onsekere plek van dood en donker en onsekerheid. Waar gaan môre se ete vandaan kom? Wat kommunikeer God hier? Hy wil vir Israel sê, waar ook al ek is, daar is die tuin. Daar is Eden, daar is lewe. Waar ook al ek is florering. Hy kommunikeer hier vir ons en vir hulle, by hom is die goeie lewe te finde. En buiten hom is daar net woestyn en chaos en oorlewing. Daar's twee voorbeelde hier wat ek dink 'n bietjie aarde toe bring en ons help om te verstaan hoe hierdie florering lyk. Twee voorbeelde. Nommer 1 geestelike lewe en nommer 1 fisiese voorspoed. Nommer 1 geestelike lewe. Hierdie ene verstaan ons praat baie hieroor by Ligpunt. Jesus gebruik in die Nuwe Testament oor en oor die idee van die ewige lewe. Van lewende water, hemelse brood wat die diepste dors van ons harte bevredig. En wat Jesus en God hier kommunikeer is dat net hy kan die geestelike diep sielsleemte van jou hart volmaak. Die lewe het 'n manier om 'n depressie oor ons te gooi. Die lewe voel puntloos en leeg. En dan kom God en hy sê, daai gaping is jy as mens besig om op 'n klomp maniere vol te maak. En die Here sê, daai gaping is 'n Godgaping. Net ek kan daai diepste dors van jou siel bevredig. Hy gee geestelike lewe. En dit is die ewige lewe. Dit is ons wat na God toe kom en sê, ek laat gaan van my ou lewe en ek wil vir U lewe. Ons gooi onsself neer voor die Here en ons aanbid hom, loof hom, lewe vir hom, ons tree in verhouding met hom. Hy maak ons dooie harte weer lewendig. Dis die eerste ene, geestelike lewe. By God is lewe, maar die tweede ene is fisiese lewe. Dis fisiese voorspoed hier en nou in hierdie wêreld. Hierdie is 'n idee wat ek dink ons bietjie te min oor praat. So kom ek begin by wat ek nie sê nie. Natuurlik sê ek nie, soveel valse leraars vandag sê nie. Ek sê nie wat hulle sê nie. Dat as jy maar net glo, gaan alles altyd goed gaan sonder uitsondering en wanneer dit verkeerd gaan, jou geloof broer, jy sukkel met jou geloof, jy moet net glo. Alles gaan goed gaan, altyd. En alles wat verkeerd gaan is altyd sonde, altyd jou skuld, of jy het nie genoeg geld vir die kerk gegee nie. Okay, dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek praat hier van 'n tipe Spreuke. Proverbs, die boek van Spreuke. 'n ding wat Spreuke van praat as die wyse lewe. Die Bybel is baie duidelik hieroor. God se wil en sy woord is 'n praktiese padkaart vir 'n gesonder, langer en veiliger fisiese bestaan hier en nou.
Die wette wat God vra dat ons moet gehoorsaam, is so goed dat dit lei na 'n natuurlike, fisiese, beter lewe toe. Dit vat ons weg van sonde wat vernietig en dit bring ons na God toe. En dit maak ons lewe ryker, mooier, veiliger, gesonder. Selfs die 10 gebooie wat binne in die ark was, is goeie soos, moenie moord pleeg nie, moenie jok nie, moenie egbreek pleeg nie, eer jou vader nie, maar hierdie is goeie riglyne vir 'n voorspoedige lewe. Gaan dit altyd goed met my as ek God gehoorsaam? Nee, die lewe gebeur, sonde gebeur. Hierdie is nie 'n guarantee, kyk, God skuld my 'n goeie lewe nie, want ek het gehoorsaam nie. Dis nie wat hier aangaan nie. Maar net omdat dit nie waar is nie, beteken ook nie dat dit die ander kant nie waar is nie. Die balans is, God se lewe is 'n goeie lewe, 'n lewe van flourering. Hy vra ons nie net om gehoorsaam want hy's geniepsig nie, hy roep ons na 'n goeie lewe toe. Spreuke 3:7-8 sê, Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, shun evil, shun sonde. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Nie in die hemel nie, hier. Dis ook so in die Nuwe Testament. Wanneer Jesus vir ons sê, ek wil jou uit sonde uitroep na goeie lewe toe. En ek dink dis hier waar ons bietjie vergeet, as Christen, as jy lank 'n Christen was, of jy's al lank in die kerk, dan vergeet ons dat alles wat ons hier beleef, wat Christene geniet, is voorregte van 'n God wat naby aan ons is in Jesus. En daai voorregte skyn lig, wysheid, dit rig ons voete, ons maak besluite anders aan die hand van God se woord, elke liewe Sondag, en dit oor tyd skep 'n lewe vir ons. En dis 'n goeie lewe. Dis 'n goeie lewe. En ons doen dit vir so lank, ons vergeet hoe rof dit daar buite is partykeer, hoe wreed mense kan wees, hoe soekend en gebroke die wêreld kan wees. Ek het al soveel stories gehoor en almal van hulle is getuienisse. Mense wat basies sê, ek het my eie pad gevolg, my eie ding gedoen, en toe dit goed gaan, selfs op die beste van tye was dit leeg, en toe dit sleg gaan, was alles net 'n gemors, en ek kon nie een voet reg sit nie. En dan gaan die storie so, maar toe het Jesus my 'n nuwe pad gewys. Selfs in ons eie stories. Vat net 'n oomblik en dink, waar sou jou lewe gewees het as die Here nie ingetree het nie? Ja, dit is geestelik, is jy ook verdoem in daai lewe. Maar jou fisiese lewe is ook beter te dankie aan God, en ons moet sê dankie, Here, vir die floreerende lewe wat kom wanneer jy naby aan ons kom, want niks wat ons het verdien ons nie. Niks wat ons het verdien ons nie. Hy is so goed. En ons moet reageer in absolute dankbaarheid. Ligpunt, ek sluit af. Daai is die drie punte van ons teks, die begin van hierdie reeks is, en die begin van die bou van die tabernakels, is alles skaduwees van Jesus. En ek wil net weer, soos ons afsluit, net daai lyn bietjie duideliker trek na Jesus toe. Eerstens, die offergawe. Jesus verander ons harte. Dit is soos ons bly in daai plek van genade en heiligheid, waar ons oor en oor herinner word van wat hy eintlik vir ons gedoen het, om op te maak vir ons tekortkominge, wat waardering groei en ons harte verander. Jesus is die een wat namens ons die verbond hou, maar hy het ook sy eie lewe gegee, sy bloed gegee, sodat ons nuwe lewe kan kry. Dit was duur, asseblief. As jy sit met sonde, asseblief, kyk net weer na daai duur bloed wat Jesus opgeoffer het. En moet dit nie goedkoop maak nie. Gooi sonde af. En laastens, Jesus is die fontein van lewende water. Johannes 10:10. The thief comes only to steal, kill and destroy. I, Jesus, came that you may have life and have it abundantly. Kom, jy is altyd welkom. Julle, daar's altyd, maak nie saak wat jy verkeerd doen nie, jy kan altyd kom. Dit was altyd 'n genadetroon. Dit was altyd 'n genadetroon wat ons uitnooi om te kom. En dis eintlik wat ek wil hê ons moet sien.
Dis eintlik wat ek wil hê ons moet sien. Al hierdie taal, al die tabernakel, hierdie hele reeks, al hierdie meubelstukke was uitnodigings. Dit was uitnodigings. Dit was die grootste uitnodiging. Al hierdie prentjies roep na ons toe. Ons hier, ons wandel in die woestyn. Ons is droog, ons is moeg en ons probeer in ons eie krag en mag oorleef. En die tabernakel vanoggend roep en sê kom net weer tafel toe. Come have a seat at the table. Kom rus by die Here. Bring jou sonde na die genadetroon toe. Hy sal dit vergewe met perfekte vergifnis in Jesus. Kom, les die dors van jou siel by die Here. En die ongelooflikste ding wat ek wil uitwys soos ons afsluit is dat in Jesus vanoggend so groot soos wat dit was toe Ed Sheeran van die verhoog af klim, so oneindig groot soos wat dit was toe die God van die hemel intrek by sy mense in 'n tent, soveel groter is dit die feit dat Jesus vanoggend hier by ons is. God is hier vanoggend. Te dankie aan wat Jesus gedoen het. God is hier. God ontmoet ons hier. Hy is hier in ons midde. Dit maak my 'n bietjie bang. Ek dink dis 'n goeie ding. God is hier in ons midde. Te dankie aan wat Jesus gedoen het. Ons kan hom loof en ons kan hom prys en ons kan hom geniet. God is hier teenwoordig. Kom ek bid vir ons en dan sing ons hierdie lied saam. God is hier teenwoordig. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, dankie vir die rykdom van die Ou Testament. Dit help ons net weer om te stop, Vader, om te sien, te waardeer hoe ryk die evangelie is wat ons geniet. Al die voorregte wat ons geniet. Vader, ons so baie wat nie gesê was nie, sal U opmaak daarvoor. Sal U die gapings volmaak wat agtergelaat was. Maar bo alles vra ek, sal U met ons ontmoet hier. Ons weet U is hier. Maar mag ons harte dit beleef, dit besef en U loof en prys vir U genade. En mag ons meer en meer en meer U goeie teenwoordigheid geniet en na U toe kom vir die goeie lewe. Ons bid die dinge want ons het dit desperaat nodig, Here. In Jesus naam alleen bid ons. Amen.